Okay, Mark. Michael, gaan jy eerste in? Agter my of jou ma? Okay. Baie sterkte vir julle almal, hoor. Maar net van dit sê daar is versversings in die saal na die verrigting. Kan die gemeente staan asseblief? Slag vir die lied. Ek weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Goeiemiddag almal. Ek groet u almal in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Heer. Baie welkom. Ek betuig my innige simpatie met die familie. Michael, Priscilla, mag die Here julle deurdra deur hierdie moeilike tyd. Dit was nie vir julle maklik nie, maar die Here het julle deurgedra tot hier toe en vorentoe.
gaan die Here vir julle as familie ook deurdra. Ons besef in sulke tye, ons het die Here so nodig. Die woord van die Here sê in Matteus 5 vers 4, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Weet dit vanmiddag, die Here sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Julle is kosbaar vir die Here en die Here sal julle deurdra. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dan sê hy ook verder in Psalm 147 vers 3, sê die woord, hy troos elkeen wat hartseer is. Die seerplekke wat die lewe gee, maak hy weer gesond. Halleluja. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons kan vashou aan U. Here, ek wil hierdie familie, die Duisel familie, by U voete neerlê in hierdie middaguur. Ek wil U vra om hulle styf vas te hou, dat hulle sal weet en dat hulle ook sal kan sê, die Here is ons herder en niks sal ons ontbreek nie. Ek bid dat hulle sal weet, Here, dat U is met hulle, dat U is vir hulle en dat U hulle nooit sal verlaat nie. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Ons wil ook baie dankie sê, Here, ons is hier vanmiddag om Michael Duisel se lewe te vier. 65 mooi jare wat U vir hom gespaar het. Ons wil vir U dankie sê vir sy lewe. Ons loof en ons prys U. Ons dankie, Here, dat ons weet as kinders van die Here, ons gaan mekaar weer eendag ontmoet. Halleluja. En dit kan ons aan vashou. Dankie dat ons aan U woord kan vashou, aan U beloftes kan vashou. Ek dankie vir die woord ook vanmiddag. Laat alles wat plaasvind, U goedkeuring wegdra. Hemel en aarde sal verbygaan, maar die woord van die Here sal nooit verbygaan nie. Ek dank U, Here, vir U woord in Jesus naam. Amen en amen. Ek lees die familiebrief in liefdevolle herinnering aan Michael Duisel, gebore die 30ste Oktober 1960, oorlede die 24ste Desember 2025. Die stryd is verby, die rus het gekom. Halleluja, loof die naam van die Here. Michael is in 'n beter plek, geen meer pyn en lyding. Hy sal nie wil terugkeer nie. En ek weet, hy weet dat eendag gaan hy sy familie ook weer ontmoet. What a day, glorious day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon His face, the one who saved me by His grace. What a day, what a glorious day that will be. Die gedenkdiens vind plaas op Woensdag die 7de Januarie 2026 om 1400 uur vanuit die NG Kerk uit Den Haag te Mist, onder leiding van myself, pastoor Ashley Bradley. 'n verhaal van krag, liefde en getrouheid. Toe kanker in Februarie sy lewe binnekom, het dit baie begin wegneem. Hy moes sy werk in Amerika prysgee. 'n groot verlies vir 'n man wat nooit bang was vir harde werk nie. In dieselfde tyd het ons sy droomhuis gevind. Selfs tydens chemoterapie het hy steeds geverf, gebou en gebreek. Daar was eenvoudig geen einde aan hom nie. Ons as gesin het hom deur dik en dun bygestaan. Dit was nie 'n maklike pad nie, maar een wat saamgestap is met liefde en volharding. My ma verdien besondere erkenning, sy bruid, soos hy haar genoem het.
Haar krag, geduld en onwrigbare liefde was 'n stille, maar onmisbare deel van sy stryd. Ons onthou hom nie vir die kanker nie, maar vir sy vasberadenheid. Nie vir wat hy verloor het nie, maar vir hoe hy aangehou het. Hy was 'n diereliefhebber, in hart en siel, veral lief vir ons golden retriever Chuck. Hy het vreugde gevind in braai en potjiekos maak, met goeie musiek en 'n gitaar altyd naby. Sy laaste wens was eenvoudig om weer te swem en vir ons 'n skenkel pot te maak. 'n wens wat ons harte gebreek het, maar sy liefde weerspieël het. Op sy eie stille manier het hy 'n blywende plek in baie mense se lewens gehad. Ons laat jou vandag gaan met dankbaarheid en vertrou jou toe aan God se genade, waar jou lyding verby is en vrede wag. Ons gaan nou die lied speel, die lied saam sing, genade onbeskryflik groot. Ons gaan nou staan en hartlik saam sing, die woorde sal op die skerm wees. Kom ons staan en dan sing ons saam. Genade onbeskryflik groot, U aan my bewys. My boodskap vanmiddag is in 2 Korintiërs 5. Ek gaan net die eerste 5 verse vir u lees. Ek lees uit die boodskap vertaling. Die opskrif hier is 'n nuwe bestaan wag op ons. Wanneer ons liggaam eendag soos 'n tent opgevou en in die grond weggebêre word, is dit nie klaar met ons nie. Gelukkig nie. Dan breek 'n splinternuwe lewe by God aan, wat nooit sal ophou nie. Terwyl ons nog in hierdie ou aardse tent van ons aansukkel, kry ons swaar. Ons sien baie uit na daardie nuwe hemelse liggaam. Wanneer ons dit
die dag van God ontvang, sal ons glad nie nakend of hulpeloos wees nie. Intussen gaan dit maar bitter moeilik met ons hier in ons aardse liggaam. Ons sug en kla. Ons sien regtig uit na die dag dat hierdie sterflike liggaam van ons vervang word met 'n nuwe liggaam. Dan sal hierdie sterflike liggaam van ons plek maak vir 'n hemelse liggaam wat vir altyd sal bestaan. God is besig om ons gereed te maak vir hierdie nuwe lewe wat op ons wag, om te verseker dat ons veilig by hom sal aankom. Het hy sy gees aan ons gegee. Die Heilige Gees is die waarborg dat God sy woord sal behou. Halleluja, is dit nie wonderlik nie, om te weet, Michael Duisel se lewe is nie verby nie. Sy lewe hier op aarde is verby. Maar sy nuwe lewe, sy ewige lewe, het die 24ste Desember begin. Sy ewige tuiste. Hy's huis toe. Geen meer pyn en lyding, geen meer swaar tye. Die Bybel sê, Jesus het gegaan om vir ons, die Engelse woord is so mooi, om 'n mansion voor te berei. Die Bybel praat ook van strate van goud. Daar sal geen potholes in die hemel wees nie. Geen meer pyn en lyding in die hemel wees nie. Priscilla het my gewys hoe vinnig Michael agteruit gegaan. Hoeveel gewig het hy verloor. Die Bybel sê ons liggame is soos 'n tentwoning. Vir 'n gelowige is die dood nie 'n einde nie, maar 'n oorgang. Hierdie gedeelte bied 'n goddelike perspektief op ons sterflikheid en vergelyk ons huidige lewens met 'n tydelike tent en ons toekoms met 'n ewige tuiste. Hierdie tydelike tentwoning word vervang deur 'n permanente blyplek by God. Wat 'n wonderlike belofte as kind van die Here. Te kan weet, die Heilige Gees wat binne in ons is ons waarborg. Ja, net soos die tent tydelik is ons almal net tydelik hier op aarde. Hierdie aarde is nie ons ewige tuiste nie. Ons lewens hier op aarde is vinnig verby. Dis kort. Skielik is ons weg. Die Bybel sê ons lewens is soos 'n miswolkie. Dis sigbaar vir 'n kort rukkie en dan is dit weer weg. En so is ons lewens hier op aarde. Toe ek so gelees het van die tent, ek was baie lief gekamp. Ek het 'n karavaan ook gehad. So ons was maar lief vir tent, vir kamp. Maar daar's altyd 'n verlange. Ons het lank gekamp, so 2 maande en die laaste 2 weke, dan sien ons so uit om op te pak en weer huis toe te gaan. Sê my vrou altyd vir my, there's no place like home. Om hierdie tent te los vir ons paleis. En net so het ons, en ek is so opgewonde om te weet,
Daar wag 'n paleis vir ons. Soos ek genoem het vroeër, what a day, glorious day that will be. Praise God. Praise God. Toe dink ek ook aan my weermag daar, toe ons verplig was om diensplig te gaan doen. Elke jaar, 3 maande grenskamp in daardie tent. Was nie lekker nie, jy het ook nie geweet wanneer jy weer huis toe gaan nie. Niemand het geweet nie. Net soos ons weet nie wanneer gaan ons huis toe nie. Na ons ewige tuiste nie. Daar het altyd roemers so verby gegaan. Soms sê die dokters vir ons ook, jy het net 3 maande om te leef. En dan leef jy nog vir 3 jaar. Selfs die dokters weet nie. Niemand weet nie. Die belangrikste is ons moet gereed wees om ons God te ontmoet. Dis die belangrikste. Ons moet reg wees om ons God te ontmoet. Ons aardse liggame is broos en vir 'n bepaalde tyd bestem, nie ontwerp vir ewigheid nie. Ja, daar in daardie army tent. Het dit soms gereën en ons as mens het so verlang om huis toe te gaan. Ek kan onthou, selfs my moeder, sy was 86, voor die Here haar kom haal het. Toe sê sy vir my, Ashley, I'm now on God's waiting list. I can't wait for him to come and fetch me. I'm ready to meet my God. Hallelujah. Halleluja. Prediker 3 vers 1 en 2 sê die woord van die Here, alles gebeur op 'n bepaalde tyd. Alles in die lewe is vooraf bepaal. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om dood te gaan. Paulus skryf in Filippense 1 vers 21 en ons weet die swaar tye wat hy moes deurgaan, die moeilike tye, net soos Michael deur moeilike tye gegaan het, swaar tye hier op die einde, was dit nie vir hom maklik nie. En Paulus skryf hier, Filippense 1:21, want vir my is om te leef Christus en om te sterf 'n wins. En dan wil ek ook afsluit met Paulus se laaste brief. Hy skryf sy laaste brief aan Timoteus. En hy bemoedig Timoteus om gefokus te bly op die einde. Jy sien, ons is almal, hy vergelyk ook ons lewens hier op aarde soos 'n wedstryd. Dis nie belangrik hoe jy die wedstryd begin nie. Dis hoe jy hom eindig. Michael Duisel het in sy siekte, in sy laaste swaar tyd daar, nog steeds gewerk, om geforseer, om dinge te doen. Hy het aangehou, hy het nie die handdoek ingegooi nie. Hierdie wedren is nie altyd maklik nie. Hierdie liggaam is soos 'n tent. Party oggende, ek is maar 70 jaar oud, maar party oggende as ek opstaan, wel nie party oggende, elke oggend as ek opstaan, dan moet ek so staan, Priscilla. Ek kan nie loop nie. Dan moet ek 'n bietjie wag
tot die bloed regvloei en al die dinge weer regkom en reg opstaan en dan so stadig klein treetjies gee badkamer toe, vashou aan die goedjies. Dis soos 'n tent wat ook net tydelik is hierdie aardse liggaam ook maar net tydelik. Dis net tydelik, ons is almal tydelik hier. Maar Paulus se lewe, hy weet, sy tyd is naby. Hy sê vir Timoteus, hou aan met die goeie werk, moenie ophou nie. Ek sê altyd vir mense, ek het hierdie wedren nie goed begin nie, maar ek is van plan om hom goed te eindig. Dis die einde wat tel, dis nie die begin wat tel nie. Ons kan vandag begin. Is jy op die regte pad? Daar's 2 paaie waar tussen ons moet kies. Die regte pad of die verkeerde pad. Ek moet dit vir julle bring, broers en susters, want ek kan niks saam met my vat nie, maar ek wil almal van julle eendag in die hemel sien. Dis die belangrikste. Terwyl ons hier is, moet ons regmaak om ons God te ontmoet. En Paulus bemoedig ons vandag hier in Damaskerk. Bly gefokus, hou jou oë op die Here. Ons het die Here brood nodig. Hy skryf in 2 Timoteus 4 vers 6, my tyd is besig om uit te loop, sê Paulus. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Hou vas aan die Here. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons is tot alles in staat deur Christus Jesus, Michael, wat ons die krag gee. Hou vas aan die Here. Hou vas aan die Here. Amen en amen. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here, baie, baie dankie. Weer eens wil ons dankie sê. Michael het sy wedstryd voltooi. Michael het die goeie stryd gestry, Here. Hy het die wedloop voltooi en hy het die geloof behou. Loof die Here. Loof die Here. Ons wil U loof en prys vir sy lewe. Dankie dat ek hierdie familie, hierdie kosbare mense, hierdie vriende van Michael, Here, ek wil U vra om hulle te seën. Ek wil U vra om met hulle te wees, dat hulle sal weet, U is met hulle. Ek wil U vra, Here, om onheil te weerhou, sodat geen smart hulle ooit sal tref nie. In Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan nou saam die tweede lied op die blaai sing. Dit is Ek sien 'n nuwe hemel kom. Baie dankie. Kom ons staan en dan sing ons hartlik saam die tweede lied.
Ons gaan nou na die voortoe vertoning. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god.
flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered in the sounds of silence. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging beyond the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? Priscilla, Michael, jy moet vir Chuck 'n lekker drukkie gee van my af. Is hy verras? O, sja. O, okay. Ja, want hulle was een. Prys die Here. Ja, beautiful. Ek is ook so lief vir diere. Maar julle moet vashou aan al daai mooi herinneringe. Niemand kan dit van julle weghou nie. Michael en Chuck sal altyd hier binne.
leef. Halleluja. Ons gaan nou oor na die Kersseremonie toe. Ek gaan vra dat Michael en Priscilla na vore kom. Die kort kers simboliseer Michael se lewe hier op aarde. Ons lewe is maar net kort hier op aarde. So ons gaan die kort kers blus en dan gaan hulle die lang kers aansteek. Die lang kers simboliseer Michael se ewige lewe. Skat hom 'n bietjie. Kan sien julle is nie rokers nie. Namens die Duisel familie wil ons opreg dankie sê aan almal wat vandag hier teenwoordig is, as ook aan die wat in gebed en in gedagte saam met ons is. Dankie vir elke besoek, boodskap, gebed en daad van ondersteuning gedurende hierdie tyd. 'n Spesiale woord van dank aan die verskeie vriende wat Michael op 'n besonderse manier bygestaan het, deur hulp met werk by die huis, volgehoue geestelike ondersteuning via WhatsApp en deur hom te verseker dat sy seun en sy vrou hulle enige tyd, dag of nag, sou kon kontak. Die wete dat hulle nie alleen sou wees nie, het vir Michael groot rus en vrede gebring. Ek wil ook dankie sê aan die orrelis, baie dankie Proppie, en die vir Inge ook dankie sê, en vir Ooskaap begrafnisdienste, vir Willem en die personeel baie dankie sê, en ook vir NG de Mist gemeente, en vir die koster Mike, baie dankie, ons waardeer julle. En as ons enige iemand uitgelaat het, dankie vir julle ook. Die familie waardeer dit opreg. Net julle teenwoordigheid hier vandag is vir hulle baie. En julle is almal uitgenooi, ons gaan nou die kerk verlaat, en die orde, ek gaan die familie uitvat, terwyl die orgel speel, en daar in die voorportaal gaan ons vir die familie eerste geleentheid gee om 'n blomblaar te plaas op die kussie, en dan gaan ons reguit saal toe. Die saal is net langsaan aan my linkerkant. Kan ons almal staan asseblief? Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal. Amen en amen.